een van die voorbereiding tot die erediens julle harte voor die Here blootgestel het. Vir die Here gevra het om met jou te praat vandag. Ek wil dit weer sê en ek sê dit as 'n woord van welkom aan elke een van julle wat vanoggend opgestaan het, homself reggemaak het, mooi gemaak het om in hierdie erediens te wees. Maar wanneer ons na hierdie erediens toe kom, dan moet ons onthou dat hierdie erediens word saamgebou uit 'n klomp elemente en aksies. Deel van dit, en 'n belangrike deel, is die woord van die Here, want dan praat die Here met sy kinders. En ons probeer ons allerbeste om agter dit wat die Here bedoel het, te kom, sodat ons menslikheid nie enigiets wat die Here vir ons wil afskilder verdoesel nie. Maar deel van hierdie diens is ook die liedere wat ons sing. En daarom moet jy nooit luk raak met die liedere omgaan. Maar seker maak dat jou hart verkleef raak met dit wat jy sing, en dat jy dit bedoel, die diepte van jou hart. Natuurlik ook die voorbereidingsgebed wat jy bid voor jy kerk toe kom. Nie net op 'n Sondagoggend of as jy gou in die kar klim nie, maar reg hierdie week. En natuurlik die gebede wat hier gebid word, die afkondigings, alles, die liedere, elke ding is deel van ons aanbidding van die Here. So moet dit asseblief nooit vergeet, wanneer hierdie dinge alles gedoen word, dan erken ons die Here in sy glorie en ons vertrou dat hy sy doel bereik het. As ons een van hierdie elemente sou uithaal, dan sou hierdie erediens minder spesiaal wees. Hy sou nie kon plaasvind, maar minder spesiaal. En daarom het ons mekaar nodig. So vriende, terwyl jy Bybel oop is, Handelinge 20, gaan ek vir jou vra dat ons net ons oë sluit vir 'n oomblik, sodat ons nie pla nie, ons aandag aftrek nie, en dan vra ons net die seën van die Here op hierdie volgende skof van ons erediens. Vader, die uitleg van u woord is nie die onderneming van menslike wysheid nie. Ons kennis en ons geleerdheid is goed, dis mooi. Teologie seker een van die wonderlike akademiese dissiplines van ons aardse bestaan, die studie van God. Maar ek raak benoud, want ek besef, ons kan nie begin nie. Ons kan nie begin om u te verstaan nie, ons kan nie begin om u te verklaar nie. Maar ons wil meer weet, dit weet ons. En daarom, Vader, op grond van u seën, vra ons vanoggend, dat u vir ons dit sal gee wat ons nie het. Dat u die genade aan ons sal bewys en deur die werk van u Gees. Nou, hierdie woorde wat ons gaan lees en ook die verklaring daarvan sal gebruik, dat ons vandag na hierdie boodskap nader aan u sal wees en meer gereed om meer soos Jesus te wees. So kom vorm ons nou. Hierdie stukkie klei is op die draaitafel en u is by magte om te vorm wat u begeer. En wat ook al u op u rak wil sit, dit maak nie saak. Ons sal net hê dat u bly is wanneer ons klaar is met hierdie diens. En verder, dat ons hierdie instrumente wat u gaan maak, vir u bruikbaar sal wees. En dit bid ons nou op grond van u genade alleen. Amen. Handelinge hoofstuk 20, vriende, ons lees nie die hele hoofstuk nie. Ek hoop en ek vertrou dat julle aangegaan het om Handelinge te lees, terwyl ons besig is met hierdie reeks. Maar vandag gaan ek net 'n klein gedeelte vir u voorlees vanaf vers 17 tot by vers 38. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. So hy gaan nou met die ouderlinge van die gemeente in Efese praat. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid, baie trane en beproewinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedruk het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk,
ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, dit weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie. En ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan. En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbeid die swakkes moet help. En die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. Daar het 'n groot geween ontstaan van almal. En hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen. Veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip gelei. Net tot so. Dit is 'n baie dramatiese gedeelte. Daar was so 'n sweempie van hartseer in die atmosfeer. Ek wonder hoe sou ons dit hanteer. Maar vriende, as ek vandag net een ding kon sê, dan sou ek volstaan het by dit. Die evangelie het 'n kosbare effek op die hart en lewens van God se kinders. Die evangelie het 'n kosbare effek op die hart en lewens van God se kinders. So, nie hierdie spesifieke gedeelte wat ons gelees het, alhoewel dit baie mooi is, maar net die gedeelte voor, dit is een van my gunsteling gedeeltes. Ek hou van komisie goeders, en dit is een van die goed wat met 'n groot glimlag altyd onthou, en dit is die verhaal van Eutychus. As jy nou kyk, daar by hoofstuk 20 vers 7 tot 9, ek sien julle kyk my so met onbewustheid aan, ek weet nie of julle vir Eutychus onthou nie. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en het sy rede gerek tot middernag toe. Kijk, daar kom die glimlag te nou deur. En daar was baie lampe in die boventrek waar hulle vergader het. En 'n sekere jong man met die naam van Eutychus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap. En toe Paulus nog lank gepreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. So ja, hierdie is vir my 'n baie komische gedeelte. Ek lag altyd as ek daaraan dink. So duidelik in daardie tyd was tyd vir 'n preek nie 'n faktor nie. En nagte rondom die woord van die Here was nie 'n uitdaging nie. Dit is baie anders as in ons tyd. Selfs nie eers as jy in die slaap geraak het nie, dit is ook nie 'n probleem nie.
En nog nou as jy by die venster uitval tot op die grond, 3 verdiepings ver, dit was net nie 'n uitdaging nie, want vers 10, God is almagtig en 'n wonderwerk, som nie draai. Soveel so, dat Paulus eenvoudig uitgaan, op die jong man gaan lê, en dit wat daarmee saam gegaan het, en opstaan en sê, ouens, moenie worry nie, hy is okay. En die erediens gaan voort, en nagmaal word bedien. Medics is nie geroep nie, die ambulans is nie gebel nie, die diens gaan voort. Dit is asemrowend. Ek moet vanoggend sê, die evangelie, kosbare effek op die harte en lewens van God se kinders. Maar gemeente, moet nou nie dink dat julle maar ook in die diens aan die slaap kan raak, okay? Want dit mag dalk nie vir jou dieselfde uitkomste hê as wat dit vir jou Titus gehad het nie. Nou goed, in die derde en die finale gedeelte van die boek Handelinge beskryf Dr. Lukas vir ons Paulus se reis terug Jerusalem toe. En vanuit die teks is dit baie duidelik dat Paulus geweet het dat dit die laaste keer sal wees wat hy met die gemeente in Efese sou gesels, en dan veral die ouderlinge. Hy het geweet dat daar een of ander tipe van vervolging sou plaasvind. Wat gaan gebeur, dit weet hy. Hy het net geweet, hy gaan in sy lewe betaal. Handelinge 20 vers 22 en 23 sê, kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig tuig en sê dat boeie en verdrukking my wag. Ons onthou al die komplotte van die Jode teen Paulus, die vervolging, feitlik elke stad en al die ander ontberings wat hy deurgemaak het, waarvan hy skryf in sy briewe, is duidelik dat die einde van Paulus se pad hastig nader kom. Maar wat vir my ongelooflik is dat Paulus was gereed. Hy was gereed vir die ontberings, gereed vir die vervolging. En ek moet ons 'n vraag vra vanoggend. Is ons gereed? Is ons wat in hierdie erediens sit gereed vir die vervolging? Gereed vir die ontberings ter wille van die naam van Jesus, ter wille van die goeie nuus. Saliglik, rustig, vredevol die erediens in Suid-Afrika, in Port Elizabeth, Kebega. Maar as vervolging vandag sou uitbreek, die vraag is ons gereed soos wat Paulus was? So in die teks, vriende, is daar 'n vrag vol waarhede, interessanthede, ook 'n klompie kosbare lesse om te leer. En sou ons nou vers en vers daarna kyk, dan dink ek het ons met 'n jaar se boodskappe te doen. Miskien dalk 'n bietjie meer, ek is seker nie. Ek het nie spesifiek gaan kyk nie. Maar dis nie ons doel nie. Ons wil nie vir 'n hele jaar stil staan by Handelinge 20 nie. Anders gaan ons niks anders in die Bybel raakloop nie. So ons moet bid en ons moet die Here vra, Here, wat wil U vandag vir ons as gemeente sê? Wat wil U sê vir ABKPI? En ek wil graag diep glo, dat in my afhanklikheid van die Here met opregte gebed, hierdie Here besluit dat ons die volgende vandag moet hanteer, verse 17 tot 38, en dat ons dit uithaal as die uitskieter van hierdie gedeelte. Ons nie kyk na Eutychus nie, ons nie kyk na die res van Paulus se toespraak nie, en die mense wat saam met hom gewerk het, en daar's net so baie daarin ook, maar dat ons kyk na die verse 17 tot 38. En ons fokus gaan bly, ek wil julle herinner daar, by dit wat dit was die hele tyd nog, met betrekking tot ons studie van Handelinge. Die Here Jesus Christus, die goeie nuus, die evangelie, Jesus se krag om te vergewe, sy opstanding uit die dode, wat die basis vorm van die evangelie, wat ons sê, ons as ABKPI verkondig. So ons gaan bly by dit. En hierdie evangelie is 'n woord van genade vir elkeen wat glo. As jy sit en het geglo dat Jesus die Seun van God is, die verlosser van die wêreld, dan is dit genade wat vir elkeen van ons bewys word om die
evangelie, ewige lewe te ontvang, nie die evangelie nie, maar die ewige lewe en die Heilige Gees van God. So, ek sê dit weer, net 'n klein bietjie anders. Die boodskap van God se gratis en oorvloedige genade het 'n wonderlike effek die lewens en harte van sy kinders. Ek het dit nou 'n paar keer herhaal, julle begin dink, hoekom doen jy dit? Daar's iets daarin verskuil wat ek na vore wil bring, wat ek vir ons wil gee in Hoofstuk 20. Vandag is 'n groot les om te leer. So ons twee goed wat hierdie woord van genade doen. Heel eerste, hier kom ons antwoord. Hoekom ek so hierdie gedagte die hele tyd herhaal? Die woord van genade en wat dit doen. Vers 32. So ons gaan 'n rukkie nou stil staan by vers 32. Wanneer ek sê die woord van genade en wat dit doen, wil ek graag net na vore bring wat dit doen. So wat doen hierdie woord van genade? Wat doen hierdie evangelie in jou en my lewe? Nommer 1. Die woord van genade, die goeie nuus van Jesus Christus en sy opstanding uit die dode, plaas die gelowige op sy vir God. Klein antwoord. Plaas die gelowige op sy vir God. Ek lees gou weer vir julle. Net laat ons nie dink ons is op 'n dwaalpad nie. En nou, broeders, dra ek julle op aan God. So jy wat 'n gelowige is opgedra, op sy gesit vir God. Dis soos wanneer 'n jong man 'n ring gaan koop vir die meisie met wie hy wil trou. So wat hy doen is, hy koop die ring, en hy bære die ring op 'n veilige plek, en hy hou die ring gereed, vir die dag wanneer hy die meisie met wie hy wil trou, gaan vra, of sy met hom wil trou. So die ring word in veilige bewaring gehou. En op 'n soortgelyke wyse word die kind van God ook tydelik, terwyl ons hier op aarde is, op sy gehou, terwyl ons nog in die vlees is, vir daardie groot en deurligte dag van die Here, die bruilof van die Lam. En as ons nie verseël was deur die Heilige Gees van God nie, en as ons nie opgedra was en een kant gesit was, vriende, dan het die vyand nog vrye teels om te maak wat hy wil met die kinders van die Here. En die enigste wie hierdie veilige bewaring beleef, soos die ring wat die jong man koop vir sy potensiële verloofde, die enigste persoon wat dit ontvang, is 'n persoon wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is. So dis die heel eerste ding wat hierdie woord van genade doen. Die tweede ding wat die woord van genade doen, die goeie nuus van Jesus Christus en sy opstanding, is dit bou die gelowige op. So ons word eenkant gesit vir God, nommer 1, nommer 2, ons word opgebou. Nou ek weet daar sommige van die jonges hierso en sommige van julle wat al ouer is ook, wat in die skool was, wat gedink het skool is die beste ding op aarde, nadat hulle 'n witbrood uitgedink het. Maar ek moet vandag sê, skool is nie altyd die beste ding gewees nie. 'n Party van ons moet nou erken vandag, skool was nie altyd te cool gewees nie. Maar een ding weet ons, baie duidelik. Wanneer jy jou beste gee, en die dominee gaan na die ouers gou help, so met hulle kinders tot skool is. Wanneer jy jou beste gee, wanneer jy alles in die stryd werk en doelgerig te werk gaan, dan sal skool jou baie goed voorberei om eendag te promoveer en skool te verlaat, gevorm, gereed en geskik vir die wêreld daarbuiten. Dis wat skool vir ons gedoen het. En julle kan met my stry vandag, wat dis die doel van skool. Die evangelie van die Here Jesus Christus doen presies dieselfde. Die goeie nuus van Jesus se opstanding uit die dode, en die woord van die Here, die woord van genade, doen presies dit. Soos ons wat intussen tyd skool gaan, sodat wanneer Jesus verskyn, ons gereed is om hom te ontmoet. Om te promoveer van hierdie aardse lewe, waar ons gedruk was van alle kante met alle soorte uitdagings en vervolginge en probleme.
sodat wanneer Jesus kom, ons gereed kan wees. En ek dink party van ons vergeet dat hierdie wêreld is nie ons genade bestemming. Petrus skryf dit baie duidelik in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 11 en 12. Hy sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, want ons is besig om te groei in ons skool, geestelike skool. Wanneer hulle julle goeie werke aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Maar dan sal 'n dag kom wanneer jy voor Jesus gaan staan en die wêreld gaan sê, ons het hulle gespot, ons het hulle sleg gepraat, ons het lelike dinge van hulle gesê, en dan sê God, maar kyk hier is die feit. Hulle het in Jesus gestaan en gelewe. Julle is verkeerd. Hulle, die gelowiges, is reg. En daarom is dit nodig dat ons intussen hier op aarde in die skool van God se woord van genade bly. So vriende, daarom doen ek 'n beroep op julle vanoggend, laat die woord van God jou ophou as 'n huis vir God, sodat ons heilig en onberispelik kan wees by sy koms. Die derde ding wat hierdie woord van genade ook doen. Onthou nou, ons het gesê vers 32, hierdie woord van genade, dit doen iets. Ons het opgemerk, dit plaas die gelowige op sy God. In die tweede plek, dit bou die gelowige op, sodat ons gereed kan wees by Jesus se koms. Maar daar's 'n derde ding wat die woord van genade ook doen. Hierdie woord van genade wat Paulus verkondig het, hierdie wat hy noem die volledige raad van God. Julle weet, daar's baie kerke waar hulle net preek oor die liefde van God. Daar's baie kerke waar net die genade voorop stel. Daar's baie kerke waar die hoorders meer belangrik is as die boodskap. Dis baie sulke kerke. Maar dis nie die volle raad van God nie. Die volle raad van God begin by die heiligheid van God. Dit beweeg daarna na die sondigheid en die verlorenheid van die mens. Dit beweeg dan na die glorieryke, sondelose verlossing, wat alleenlik by magte is om te red. En dan beweeg dit na die uitnodiging van God in liefde en genade om te sê, kom na my toe, ek sal jou red. Dis die volle raad, en dis wat Paulus sê in hierdie gedeelte, sê hy, dis wat ek aan julle verkondig het. Vir 3 jaar lank het ek dag en nag met julle gepraat oor hierdie volle raad van God, hierdie woord van genade, wat ons op sy sit en wat ons opbou. Maar daar's 'n derde ding wat dit ook doen. Hierdie woord van genade, hierdie goeie nuus, hierdie volle raad van God met betrekking tot Jesus Christus, sy opstanding uit die dode, gee vir ons 'n erfdeel. 'n erfdeel is 'n lekker ding. Ek het vanoggend met Irene so 'n bietjie gesels, ons het gepraat oor ringe. Ons moes nou baie sulke gesprekke in ons huis oor trou en bruilof en ringe en reëlings, feeste en al sulke dinge. Ons praat vanoggend oor ringe en die ring wat ek dra vandag is die ring wat ek vir my gekoop het toe ons getrou het. En so amper 30 jaar later, dank ek die Here dat hy nog steeds aan my vinger is. Kon anders gewees het, maar die genade van die Here oor ons is groot. Nou, my pa, hy was 'n bietjie van 'n willevragtig met juwele. En ongelukkig het ek niks van my pa nie. Want hy het sy ring baie jare terug al, ek weet nie, verloor of iets of something. Maar daar was niks om te erf, daar was nie 'n erfdeel. Ek het wel my oupa se ring by my pa se pa, Stefanus Philippus de Beer. En van tyd tot tyd raak daai ring ook. Ek weet nie of julle dit ooit sien nie. Die een wat ek nou gekoop is, een met die onyx, en hy het 'n klein diamantjie en die ander is net 'n goue ring. As iets wat ek het van my oupa Beer. Dis 'n nalatenskap. As ek dit elke as ek dit ans, dan dink ek aan oupa Beer. Dis 'n erflating. Dis iets mooi. Dis waardevol.
Is lekker om so iets te hê. En nie dat 'n mens wil hê dat ouers moet sterf nie, want ouers in hulle teenwoordigheid is vir jou baie meer waardevol as dinge. Maar 'n erfdeel waarin jy 'n stempel kan plaas om te kan sê, dit kom van so en so af, is kosbaar. En die woord van genade, die goeie nuus van Jesus, sy opstanding uit die dood, sy sit aan die regterhand van die Vader. Dit gee nie net vir ons om op gesy gesit te wees nie. Dit bou ons nie net op om 'n huis vir die Here te wees nie, maar gee vir ons 'n nalatenskap, 'n erfdeel. En dink 'n bietjie daaraan, vriende, daar is net twee finale bestemmings vir die mens, universeel. Dis of die ewige lewe by God in sy koninkryk, of die ewige verderf, weg van God. En nie net weg van God af nie, want ons baie mense wat dit glo, jy sit weg van God af, ver van God af. Dis nie sleg genoeg. Maar nie net weg van God af nie, maar in die poel wat brand met vuur en swaal. Waar die wurm nie doodgaan nie, waar die vlamme nie ophou brand. Daar's net hierdie twee bestemmings. En die gelowige, die kind van God, het 'n erflating. Ek het 'n huis by die Here. Ek het 'n kaart en transport met my naam op, geskrywe in die bloed van Jesus. Geteken met sy eie handtekening. Jy het 'n huis in die hemel. Kyk, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Waar ek gaan, weet julle, die weg ken julle. Nee, Here, ons weet nie. Nee, maar julle doen. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dis die enigste manier hoe jy daai bestemming bereik. Dis die enigste manier hoe jy hierdie erflating ontvang. Soos wanneer ek daai ring insit en ek dink op papier. Het ek 'n ring in my vinger verseël deur die Heilige Gees van God. Daai ewige huis, daai ewige tuis, is myne nou reeds. Die evangelie, die woord van genade, is die enigste voertuig waarmee ek daardie erflating ontvang. Alles tot eer van sy naam. Nou vriende, die evangelie, die woord van genade, het 'n wonderlike effek op die hart en die lewens van God se kinders. Né? En dit is interessant wat dit doen. Dit sit ons op sy vir die Here. Wat doen dit nog? Het julle geluister? Bou ons op. Dit maak my 'n huis van God. Die laaste plek, gee vir my erfdeel. Kan julle daai drie goed onthou? Wat doen dit? Nommer 1. Sit die kind van die Here op sy vir God. Nommer 2, dit bou my op. Nommer 3, vir my erflating. Wil jy daai erflating hê? Ja. Is jy bereid dat die Here jou opbou as 'n huis vir homself? Is jy bereid? Wil jy in watte toegedraai word? En ek sê dit nou met bedoeling en met betrekking op die ewige lewe. Wil jy in watte, die watte van God se liefde toegedraai word, tot en met die dag dat Jesus kom. Al kom vervolging, al kom ontberings, al betaal jy met jou lewe, maar jy is in watte toegedraai, want die watte beskerm jou vir die ewigheid. As jy sterwe, sal jy by hom wees. Wil jy hê, hy moet dit vir jou doen? En dan moet ons vandag nader staan na ons hemelse Vader en sê, Here, ek glo hierdie evangelie. Ek glo hierdie woord van genade. Kom omvou my met hierdie kosbarehede en bewaar my tot en met die dag dat Jesus kom. So daar's 'n tweede ding wat ek graag wil uitlig, en ek gaan nie voortgaan nie, ek gaan nou volstaan by wat ek gesê. Die volgende gedeelte is ook 'n mondvol, dis vers 33 tot 34, en daar gaan ons 'n bietjie kyk na Paulus se voorbeeld. Paulus het vir ons 'n voorbeeld nagelaat, hoe hy gestaan het in hierdie woord van genade, en hoe hy homself gehandhaaf het voor die gemeentes en voor die mense met wie hy gepraat het oor die Here Jesus. Ek wil dit graag berg, ek wil dit graag op sy sit.
volgende week as die Here vir ons spaar. Kan ek dit doen met julle toestemming? Want 'n 3 goed is nou erg om te onthou, die waar. As ek nou vir julle nog 3 gee, want hier is omtrent 3 of 4, dan gaan julle alles vergeet, en ek wil nie julle moet alles vergeet, ek wil julle 'n bietjie onthou. So wat moet ons onthou vandag? Die evangelie het 'n wonderlike effek op die harte en lewens van die kinders van God. OK, ons het 3 lesse geleer. So wat doen hierdie goeie nuus? Wat doen die woord van genade? Dit sit my op sy vir die Here. Nommer 2, wat doen dit nog? Dit bou my op om 'n huis vir God te wees. Nommer 3, wat doen dit? Geef my 'n erfte. Gaan julle maar 3 onthou. En dan volgende week gaan ons verder. Amen? Amen. Dankie. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons is geweldig afhanklik van u genade. En ons dank u, Here, dat hierdie woord van genade vir ons omvou het en ingesluit om deel te wees van die geheiligdes wat op sy gesit is vir Isak. En ons weet, Here, as ons vandag moes eerlik wees, behoort alle mense wêreldwyd aan u, want niemand kan lewe gee behalwe u. Maar dit is vir ons hartseer om die nare werklikheid in te dink dat baie van hierdie mense wat u geskep het, by u gesteel is deur die bose vyand. Maar dankie dat u liefde vir almal so groot is, dat u bereid was om u kosbare, enigste, heilige seun te laat offer vir ons sonde. Daarom bid ek, Vader in die hemel, dat hierdie evangelie sal aanhou om die wêreld te deurkry soos wat dit nog altyd doen, vir meer as 2000 jaar al, vandat Jesus gekom het. Dit het nie gestop. Maar Here, ons wil een ding bid vanoggend. Gebruik vir my, dat ek ook 'n Paulus kan wees. En dat hierdie goeie nuus altyd op my lippe sal wees. Maar vorm ons en maak ons tot dit wat u graag wil hê ons moet wees. So Vader, asseblief, uit u genade bid ons dit. En ons sê sommer reeds dankie, want ons weet, dit is u wil. En dis wat u met ons lewens gaan doen. Amen.